Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gun my asseblief die geleentheid om ons aktiwiteite vir die volgende paar weke onder u aandag te bring. Eerstens wil ons u herinner aan ons winterhoop projek. Dit is nou waar jy enige iets van serpe regdeur tot komberse kan hekel, brei, koop of skenk uit jou kas uit as dit nog in 'n goeie kondisie is. Jy kan dit by Sonja by die kerkkantoor gaan aflaai enige tyd deur die loop van die oggend en dan sal ons dit versprei daar waar daar nood is. Dan het ons ook ons bottels van hoop projek. Dit is waar ons leë koffiebottels vat en waar ons dit vul met 'n gesonde mengsel, so sop en lensies en rys en pastas. Die mengsel is op die WhatsApp groep en Facebook bladsy beskikbaar en dan deel ons dit uit aan mense wat nood het. Die weer begin nou 'n bietjie verander, so mense gaan meer geneig wees om hierdie bottels te neem en dit dan te eet en dit is ook 'n baie gesonde mengsel. So indien u ons kan help met bottels of selfs met die inhoud, asseblief kontak vir Sonja, gaan laai dit by die kerkkantoor af en dan kan ons hierdie bottels vul en ons kan dit dan gaan uitdeel. Dan het ons ook die 11de Mei ons pannekoek Sondag. So indien u wil betrokke raak daarbey, kontak asseblief vir Sonja. Ons het dames nodig wat bereid is om vir ons pannekoeke te bak wat warm is en dit saam te bring sodat ons dit lekker kan warm hou en dan na afloop van die erediens gaan ons lekker saam pannekoek eet. Die van u wat nie bak nie, is meer as welkom om te kom eet en dan 'n geldjie te bring vir 'n donasie. So is dit ook ons fondsinsameling. En dan indien u nie wil bak of eet nie, maar u wil vir ons vulsel skenk vir die pannekoeke, is u ook meer as welkom. So kontak gerus vir Sonja en gee vir haar aanduiding waarmee u gaan help of waar u gaan betrokke raak. Dan wil ek u ook herinner dat dit Mei maand is en dat ons in Mei maand aandag gee aan ons geloofsoffer. So ek wil vir u vra om asseblief so lank voorbereiding te doen en by die Here te hoor wat u hierdie jaar vir u geloofsoffer moet bydra. Dan vra ons ook nog steeds voorbereiding vir almal op ons voorbereidingslys. Dit is dan al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons nou net vir 'n oomblik ons oë sal sluit en dat ons saam sal bid. Kom ons sluit ons oë nou. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vandag weer op hierdie platform by mekaar kan kom. Dankie dat ons in die afgelope week weer 'n bietjie warmte in die lig ervaar het, die son 'n bietjie gevoel en gesien skyn het en dat dit ook goed is vir ons gemoed. Ons wil ook vir U dankie sê dat U ons bewaar en dat U ons gesond hou en dat U hand van seën ook oor ons hou en ons wil vir U vra dat U ook nou vandag saam met ons sal gaan waar ons nou uit die woord uit gaan lees, waar ons dit gaan oordink, dat dit ons sal aangryp, dat dit met ons sal werk, dat dit met ons sal praat, dat dit ons harte en ons gedagtes sal verander en dat ons sal leef soos wat U van ons vra. Dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, ook dit sal hoor wat U wil hê hulle moet hoor. Dankie dat ons dit mag bid en dat ons dit mag vra, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Nou geliefdes, soos wat ek genoem het, is dit die tyd na Paasfees en in hierdie tyd staan ons stil by die verskillende verskynings van Jesus Christus aan verskeie groepe mense om te wys dat hy werklik uit die dood uit opgestaan het. Nou vandag gaan ons weer eens by so 'n teksgedeelte stil staan. Ons gaan saam lees uit Lukas 24 vanaf vers 36, maar voordat ons daaruit saam lees, wil ek 'n storie wat ek raak geloop het wat vir my baie mooi hierby aansluit, graag vandag met u deel. Dit is nogal 'n langerige storie, so ek gaan hier en daar gaan ek so 'n bietjie dit aflees, so wees asseblief geduldig met my. Philip Yancey vertel in die boek Where is God When It Hurts, die verhaal van 'n merkwaardige preek voor 'n besonderse gemeente. Die prediker was 'n briljante handchirurg, Dr. Paul Brand, wat sy lewe gewy het aan die mediese versorging van armes in Indië en Louisiana in die VSA. Die gemeente was 'n groep melaatses in 'n hospitaal in Indië. Een aand het Dr. Brand sy pasiënte in die vierkant van die hospitaal aangetref waar hulle gedemp gesit en gesels het. By die meeste van hulle was melaatsheid al ver gevorderd. Hulle gesigte was verwronge, die vel was weggevreet en baie van hulle het al van hulle vingers en hulle tone verloor as gevolg van die siekte. Dr. Brand het hulle stil staan en bekyk. Veral hulle hande, waarvan die meeste al krom getrek was en
wat hulle die berugte melaatse klou ontwikkel het. Toe die melaatses daarvan bewus word dat Dr. Brand na hulle hande staar, het hulle skaam geword. Sommige van hulle het hulle hande agter los klere probeer versteek. Ander het probeer om op hulle hande te sit. Ander het dit agter hulle rug gehou, sodat die dokter nie daarna kon kyk nie. Moenie julle hande vir my wegsteek nie, het Dr. Brand gevra. Ek hou van hande. Ek hou daarvan om met hande te werk. Wanneer ek mense die eerste keer ontmoet, bekyk ek hulle hande goed, want daaruit kan ek baie van 'n persoon aflei. Die hardheid, die naels, die eelte gee vir my 'n goeie aanduiding van die persoon se karakter en van sy beroep. Die melaatse gemeente het stil gesit en geluister. Ek wens ek kon die hande van die opgestaande Christus sien, het hy gesê. Verwonde hande, verminkte hande, steeds die hande van 'n man vol van liefde en genade, genesende hande vol teerheid. Het julle al daaraan gedink, vra Dr. Brand, dat Jesus eens ook klein en lomp handjies gehad het? Die klein en lomp handjies van 'n baba wat sy feisies skou, sy handjies in die lug steek en speel en sy ma se vinger vasgryp. Toe hy groter geword het, was hy saam met sy pa 'n skrynwerker, 'n timmerman van die dorp. Hoe sou Jesus se hande toegelyk het? Dalk vol splinters, dalk met bloedblase of gebreekte naels, geharde werkershande wat 'n saag stewig kon vashou en 'n hamer se kuur kon kap. Hierdie hande het hy later saggies op siekes gelê, melaatses aangeraak sonder om hom te steur aan die wette wat sê dat hy hom onrein maak. Hy het sy vingers in die oor van 'n dowe man gesteek en gesê, gaan oop. Hy het spoeg en modder in sy handpalm met mekaar gemeng en dit aan die oë van 'n blinde man gesmeer. Hy het die hande van krepeles vasgegryp en hulle opgetrek om te kan loop. Hy het sy hande op die klein kindertjies gelê en gesê, die koninkryk van God behoort aan hulle. Op 'n dag gaan Dr. Brand voor. Terwyl elke melaatse vasgenaal na hom luister, is daardie hande geboei en hulle het hom weggelei om ter dood veroordeel te word. Op Golgotha is daardie wonderlike hande oopgesper en spykers daardeur geslaan. Baie deskundiges vermoed dat die spykers deur Jesus se polse geslaan is, maar Dr. Brand verduidelik aan die gemeente dat hy oortuig was dat die spykers deur die handpalm geslaan is. Die middel van die hand is die sentrum van senuwees en bloedvate, wat die breinsentrum van die hand laat funksioneer. Wanneer 'n skerp voorwerp deur die handpalm gedryf word, is die hand krepeel, vermink en sonder gespesialiseerde mediese aandag sal dit in mekaar trek tot 'n klou. Die melaatses was geskok toe hulle besef Jesus se hande was vermink en soos hulle hande in mekaar getrek. Daaraan het hulle nooit gedink nie. Dr. Brand het sy preek voorgesit. Julle steek julle hande en wonde vir mense weg, omdat julle skaam is vir julle letsels. Maar is dit nie besonder dat Jesus met sy letsels opgestaan het nie? Die melaatses het 'n rukkie lank hieroor nagedink en die dokter het verder gegaan en gesê, ek dink dat Jesus iets van sy aardse lewe saam met hom na die hemel toe wou neem, om hom te herinner aan ons gebrokenheid. Die letsels wat aan sy hande en sy voete is tekens van menslike pyn en lyding. Elke keer as jy seer het, pyn beleef, eensaam is, skaam voel of wil wegkruip, onthou Jesus verstaan. Onthou dat hy in die hemel nog sy letsels het. Terwyl hy praat, sien Dr. Brand hoe die melaatses een vir een hulle hande tevoorskyn bring.
Toe hy amen sê, was daar 'n see van hande voor hom, hande van verwonde en verminkte mense, stompie hande, hande sonder vingers, kloue met kort vingertjies, maar by almal die palms teen mekaar gedruk. 'n Gebaar van uiterste respek in Indië. Geliefdes, hierdie verhaal het verskyn in Marula Media op 1 April 2018. En terwyl ek hierdie verhaal gelees het, het dit my dadelik laat dink aan Jesus se verskyning aan sy disippels in Lukas 24 vanaf vers 36. En dit is ook ons teksgedeelte vir vanoggend. So as u die Bybel by u het, is u meer as welkom om saam met my te volg. Lukas 24 vanaf vers 36 tot 49 sê die volgende: Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle: Vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: Waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vlees en bene, soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle: Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle: So staan daar geskrywe: Die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is my getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader my beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Nou geliefdes, ons lees net tot sover. Geliefdes, hierdie verhaal begin op 'n baie ironiese noot. Jesus se vredesgroet het totaal die teenoorgestelde uitwerking as wat ons verwag. Die disippels wat reeds vrees vir hulle lewens, vir die gevare, is nog meer beangs en verskrik wanneer Jesus skielik tussen hulle staan. Dis tog seker te verwagte. Kan jy jouself in hulle posisie indink? Hoe sou jy gereageer het as jy gevrees het vir jou lewe en as jy jouself in 'n bovertrek toegesluit het en met eens staan hier iemand by jou wat jy nie daar verwag nie? Die vrede wat Jesus hulle toegewens het, dra in ieder geval 'n veel dieper betekenis as bloot 'n woord van troos en bemoediging, veral in hierdie oomblik. Die Griekse woord wat in die gedeelte gebruik word, dien as 'n groet, maar dra ook 'n baie wyeer betekenis as net die betekenis van vrede. Dit gaan ook oor vrede wat tussen nasies en individue na vore kom, 'n tipe van 'n harmonie of 'n welsyn tussen hierdie groepe. In Jesus se spreektaal wat Aramees of Hebreeus sou wees, sou die woord shalom gebruik geword het, wat ook natuurlik 'n groet is, maar wat ook 'n gevoel van tevredenheid, volledigheid, heelheid en harmonie kan uitdruk. Dit is dus moontlik dat Jesus nie net vir hulle vrede vir daardie oomblik wou gee nie, maar dat hy ook besig was om 'n koninkryksdroom aan hulle te bevestig. Om die disippels in die oomblik gerus te stel en hulle weer in beweging te bring nadat Jesus se kruisiging hulle tot stilstand geruk het, kom Jesus in hierdie gedeelte en verseker hulle van die feit dat dit hy is, met die woorde: Kyk, dit is ek.
vat aan my lyf, voel aan my hande, voel aan my voete. So Jesus kom met hierdie woorde en hy kom sê vir hulle dat hy werklik opgestaan het uit die dood uit, maar hy besef ook dat woorde nie genoeg is nie en daarom kom gee hy ook vir hulle hierdie twee konkrete tekens. Die eerste een is natuurlik sy hande en voete, wat been en vleis is, wat natuurlik die wonde aan het. En dan kom hy en hy kom vra ook vir hulle iets om te eet en dan geniet hy 'n stuk gebakte vis. Soos ek self wonder julle seker waarom hierdie twee tekens. Nou die eerste teken is dat hy vir hulle sê, kyk, dit is ek, kyk na my hande en my voete, vat aan my en kyk na my wonde. Nou waarom dra die verheerlikte Jesus Christus, wat die dood oorwin het, na sy dood nog steeds die letsels of die wonde van die kruis op sy lyf? Die mees algemene interpretasie van die teenwoordigheid van Jesus se wonde na sy opstanding is dat dit 'n teken is van sy identiteit. Dit bevestig dat hy verseker die Christus is en dat hulle geloof in hom nie te vergeefs was nie. Dit is natuurlik 'n baie geldige interpretasie, maar dalk bied Jesus se wonde vir die disippels en ook vir ons meer as slegs die bewys dat hy die Christus is. Wat wil dit dan aan ons oordra? Wat is die betekenis daarvan dat Jesus sy wonde oopstel en homself so blootstel daarby sy geloofsfamilie? Die teoloog Shelley Rambo stel voor dat ons na die wonde van Jesus moet kyk vanuit die lens van trauma. So kan die wonde volgens haar nie net tekens van die dood wees nie, maar aanduiders van hoe om met die lewe vorentoe te beweeg. Wanneer Jesus sy wonde ontbloot aan die disippels en aan die wêreld, word dit bevestig dat wonde nie net verdwyn nie, dat ons die skade van die verlede met ons saamdra en dat daar werk is om te doen om daardie wonde te herstel sonder om dit uit te vee. Wonde vorm ons, wonde maak ons die mense wat ons is. Ons kan toelaat dat die wonde ons breek en vernietig, of ons kan toelaat dat hierdie wonde ons skaaf en skuur en verander in beter individue. Mense wat lesse leer, mense wat sterker word as gevolg van die wonde waardeur hulle moes werk. Oor ons verwondheid skryf Henry Nouwen dat niemand verwondheid kan vryspring nie. Ons is almal verwonde mense, het sy fisies, emosioneel, psigies of geestelik. Die belangrike vraag is nie hoe kan ons wonde wegsteek nie, sodat ons nie as gevolg daarvan skaam kry nie, maar eerder hoe kan ons verwondheid gebruik in diens van ander. Ons wonde moenie 'n bron van skaamte wees nie. Nee, dit moet eerder 'n bron van genesing wees. Ons moet verwonde genesers wees. Dis presies wat Jesus was, 'n verwonde geneser. Ons moet onthou, Jesus het nie net fisiese wonde van die kruisiging aan sy lyf gedra nie. Nee, daar was ook ander wonde, emosionele en psigiese wonde, wonde van skaamte, van sosiale isolasie en openbare vernedering. Slegs 3 dae voor hy homself hier so blootstel voor sy disippels, is hy in die openbaar kaal uitgetrek, gespot en voor die hele stad aan 'n kruis vasgespijker. En deur hierdie selfde groep mense vir wie hy nou staan en homself ontbloot, verlaat. Hulle het hom in die steek gelaat en ten spyte van dit alles staan hy in al sy verwondheid tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Sê hy vir hulle, kyk, kom vat aan my wonde. Weereens is daar 'n tikkie ironie in die feit
dat die ontbloting van Jesus se wonde vir die disippels vreugde bring. Dit bring vir hulle vreugde, want dit wys vir hulle dat hy werklik opgestaan het, dat dit werklik Jesus Christus is. Maar dit bring ook vir hulle hoop. Hoop, want hulle besef dat Jesus sal verstaan waardeur hulle die afgelope tyd gegaan het. Maar dis ironies dat dit juis sy wonde is wat hierdie vreugde en hoop vir hulle bring. Terwyl hierdie disippels vreugde beleef oor die feit dat dit Jesus Christus is wat tussen hulle staan, besef hy dat hy hulle ten volle moet oortuig en daarom vra hy vir hulle iets om te eet. 'n Gebaar wat nog sterker bevestig dat hy in 'n menslike liggaam met menslike behoeftes opgestaan het, dat hy nie los was van sy liggaam nie, dat hy nie 'n gees was nie, en terselfdertyd bevestig dit dat dit Jesus is wat hier by hulle staan, die Jesus wat hulle ken en lief gehad het. Want om te eet was volgens die Lukas Evangelie so deel van Jesus se menswees dat dit nie van hom kon geskei word nie. Daar was soveel geleenthede wat Jesus saam met mense geëet het, dat dit die onderwerp van kinderstories geword het en die ronde gedoen het in die omgewing. In Lukas 7 vers 34 sê Jesus self, en die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en julle sê, kyk, hy is 'n vraat en 'n syplap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Wanneer mense nuuskierig was oor wie hierdie Jesus is, en oor die koninkryk van God, dan het hulle hom genooi om saam met hulle te kom eet. So lees ons hoe Jesus geëet het saam met Levi die tollenaar en sy sondaar vriende. Ons lees dat hy saam met Simon die Fariseer en die slegte vrou op die dorp wat sy voete met haar trane gewas het, geëet het. Hy het tuis gegaan by Martha en Maria en saam met hulle geëet. Hy het brood gebreek saam met sy verraaier. En na sy opstanding het hy saam met die Emmausgangers en uiteindelik saam met al die disippels geëet. En sonder uitsondering word hierdie maaltyd altyd gevolg deur die openbaring van wie Jesus is of van die koninkryk van God. En miskien is dit hoekom die disippels eers werklik geglo en besef het dat dit waarlik Jesus is, nadat hulle aangesit het vir ete. Geliefdes, Jesus verstaan die disippels se angs en seer, hulle eie wonde, en hy gaan ontmoet hulle daar waar hulle is, sodat hy hulle kan help om deur hulle vrees en hulle angs te beweeg, deur te kyk, te voel en te ervaar en eers daarna te luister en te verstaan. Hy daag op in 'n liggaam, in vlees en bloed, verwond en honger, en wys dit alles vir sy vriende. En God gebruik hierdie wonde, hierdie seer en honger liggaam, om 'n gemeenskap te herstel wat in vrees geleef het. En wanneer hulle herstel beleef, wanneer hulle vreugde beleef, wanneer hulle weer hoop het, dan kom Jesus en hy stuur hulle uit met die opdrag om dit wat hulle ontvang het te gaan deel. Geliefdes, trek ons hierdie lyne deur na vandag toe, dan gee dit vir ons 'n leidraad oor wat dit beteken om gestuur te word, om getuies van die lewende, verwonde Jesus te wees. Ons moet mense ontmoet daar waar hulle is, net soos wat hulle is, en ons moet eerlik wees oor wie ons is en oor ons wonde en ons foute. Ons kan mekaar dan ondersteun en by mekaar leer. Dis wanneer ons broos en ontbloot voor mense staan wat hulle ons harte raak sien en vir God die Vader raak sien. Wat ons werklik 'n verskil maak in mense se lewens. Geliefdes, ons almal dra littekens, ons almal dra wonde. Sommige van ons se wonde het al genees en ons het al die lesse geleer wat ons moes leer.
Ander van ons se wonde is nog besig om te genees en ons is nog besig om die lesse te leer wat ons moet leer. En sommige van ons se wonde is nog baie rou en ons sien net ons wonde raak en niks anders nie. Dis my en jou werk om eerlik en broos voor mense te staan, om ons wonde vir hulle te ontbloot soos wat Jesus sy wonde ontbloot het en om dit met hulle te deel. Dis ook ons verantwoordelikheid om op te let vir ander mense se wonde, om hulle wonde raak te sien en dit met respek te hanteer, sodat ek en jy sal bydra tot hulle genesing en nie die skade van hulle wonde sal vererger nie. Geliefdes, nou kan jy vir my vra, maar hoe kry ek en jy dit reg? Kom ek noem 'n paar praktiese voorbeelde. Die eerste een wat ek wil noem is die feit dat ons op 'n stadium 'n lidmaat gehad het wat met kanker gediagnoseer is. En op 'n stadium na behandeling het hierdie lidmaat in remissie gegaan. Hierdie lidmaat het toe by my kom aanmeld en gesê dat as enige iemand anderste met kanker worstel, is die lidmaat bereid om met hulle te gaan gesels, om die lidmaat se ervaring met hulle te deel en hulle op hierdie manier te ondersteun, te bemoedig en te help. En ek het baie keer op hierdie lidmaat se knoppie gedruk en hierdie lidmaat het baie met van ons ander lidmate gesels. Op hierdie manier was daar fisiese as ook emosionele ondersteuning, want hulle kon hulle wonde met mekaar deel. Daar is ook baie ander lidmate wat ander wonde het, wonde soos verwerping, mishandeling en depressie, en wat al ver gevorder het op hierdie pad van herstel en genesing, en wat bereid is om met mense te praat wat deur soortgelyke situasies gaan. Want wanneer jy met iemand praat wat weet waardeur jy gaan, is dit makliker om te deel en om hoop te vind. Maar geliefdes, dit is nie net hierdie wonde wat gedeel kan word nie. Geliefdes naby aan hulle aan die dood afgestaan het, kan ander ondersteun wat tans deur hierdie verlies moet werk. Net so is daar ondersteuningsgroepe vir mense wat moet beklei teen afhanklikheid, wat trauma soos kapings en huisbrake ensovoorts moet verwerk. Daar is ondersteuningsgroepe vir enkelouers of vir geskeides. Daar is selfs ondersteuningsgroepe vir mense wat deur depressie gaan en vir tieners wat sukkel om met die stres van die lewe te cope. En so kan ons 'n klomp ondersteuningsgroepe opnoem wat baie effektief is, want almal daar deel dieselfde wonde en almal verstaan mekaar en kan by mekaar leer. So wat moet ek en jy vandag hoor uit hierdie gedeelte? Ons moet hoor dat ons nie moet skaam wees vir ons wonde nie, dat ek en jy nie ons wonde of ons nood toe weg te steek nie, dat ons dit moet deel soos wat Jesus dit gedeel het, sodat ons mekaar kan ondersteun, kan versterk en kan bemoedig. My en jou wonde kan dalk iemand anders te help wat deur dieselfde wonde getref is. En daarom moet ons dit deel met mekaar. En onthou, ons almal is verwonde mense wat besig is om gesond te word. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons nou saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag na U toe kan kom en dat ons gebrokenheid ook met U kan kom deel. Vader, dankie dat Jesus vir ons die voorbeeld kom stel het hiervan. Dankie dat Jesus bereid was om sy wonde vir die disippels te wys en vir die wêreld te wys en vir ons te kom sê dat dit oukei is om verwond te wees en dat ons wonde nie iets is waaroor ons skaam hoef te wees nie, maar dat ons kan trots wees op die feit dat ons wonde ons nie geknak het nie, maar dat ons besig is om deur die trauma te werk, dat dit ons skaaf en dat dit ons vorm en dat dit ons sterker maak.
Vader, maar ons is geneig om ons wonde weg te steek. Ons is geneig om stil te bly oor ons nood en ons seer, want ons dink ons as Christene moet suksesvol wees. Dit moet met ons goed gaan. Dit mag nie met ons sleg gaan nie. Ons mag nie seer kry nie. Ons mag nie swak wees nie. Veral wanneer ons in 'n kultuur lewe soos ons, en waar ons moet sterk wees en waar ons trots is en waar ons nie vir mense wil wys dat ons swak is nie. En Vader, ek wil vir U vra dat U ons sal help hiermee, dat ons weg sal beweeg van daardie manier van denk af, en dat ons sal besef dat daar krag lê in ons wonde, dat ons mense kan help, as mense besef dat ons deur dieselfde dinge gaan as waardeur hulle gaan, dat ons hulle dan beter kan ondersteun en kan bemoedig en kan help, en dat ons sal bereid wees om ons wonde met mekaar te deel, tot opbou en uitbrei van U koninkryk. Ag Vader, en dankie dat Jesus vir ons daai voorbeeld kom stel het. Help ons ook om vas te hou aan die feit dat hy die opgestaande Christus is, wat vir ons hoop bring, wat vir ons 'n nuwe manier van lewe gebring het, wat vir ons kom wys het hoe om werklik gestuurdes te wees, om te gaan net soos wat ons is, met ons foute, met ons wonde, met ons seer, met ons gebreke, en om nog steeds 'n verskil te kan maak in 'n stikkende en 'n seer wêreld. Vader, nêrens in die woord vra U van ons om te verander of om perfek te wees, om in U diens te wees nie. Dis ons wat dink dat ons nodig het om perfek te wees, of dat ons toegerus moet wees, of dat ons volmaak moet wees, en Vader, nêrens vra U dit van ons nie. Inteendeel, U vra, kom net soos wat Jy is. U vra, wees bereidwillig, wees ontvanklik, wees oop. Vader, en daarom kom ons nou na U toe, en ons kom sê vir U, ons is jammer vir die feit dat ons die verkeerde indruk gehad het, en ons kom sê vir U, ons verklaar onsself bereidwillig om in U diens te staan. Vader, ons kom bid vir elkeen wat siek is in ons gemeente, ons dra hulle aan U op, en ons vra dat U vir hulle die krag sal gee om ook hierdie pad te stap wat hulle moet stap, en dat hulle terwyl hulle dit stap ook diensbaar sal wees in U koninkryk. Ons kom bid vir elkeen wat moet terugkeer op ons land se paaie in die komende naweek. Vader, hou hulle veilig en bring hulle veilig terug. Dit is ons gebed, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Die genade van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.